Die probleem met die meeste kerke vandag, ek kom het agter as ek met mense praat, en ek sien het selfs by Wayne en Arend, is dat hulle nie verstaan wie die dier is wat die dodelike wond ontvang het nie. Hulle sukkel om daai inligting daar te ontsyfer. So die Bybel is geskryf vir gelykenisse en verborgenhede. En as die Heilige Gees nie vir jou oopmaak nie, wel, dan gaan jy soos Arend sê, hoe sê hy in nou die dag se video, hy sê, dit is wat vir hom so scary is, dit maak hom bang, is dat die dinge verloop, daar's nie 'n hidden hand agter alles nie, dinge verloop sommer net, maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, daar's 'n duidelike agenda teen die heiliges, teen die apartes van God. Daar is 'n duidelike agenda om hulle uit te wis, uit te moor en hulle te verlei. En die duidelike agenda kom van iewers af. En is interessant, die paus spreek die World Council of Churches toe. En wat oor die, ek meen, dit was protestante kerke wat daar aangesluit het op 'n stadium, en nou is hulle effektiewelik onder die Vatikaan. Hy spreek hulle toe, hy is hulle nuwe vader, en hy bepaal die agenda. En hy bepaal, daar's 'n hele aantal goed dat ek vir jou nou gaan wys, dat jy nie kan verstaan waarheen is dit op pad. Maar die Bybel sê, hierdie ouens het eengesindheid, en hulle krag en hulle mag, en hulle gee dit oor aan die draak, en hulle voer teen die lam oorlog, hulle voer oorlog teen die heiliges. So ons het 'n duidelike organisasie, in hierdie geval die Vatikaan, en die Jode wat agter hulle sit, wat baie daarop uit is, al hulle ordes is militêre ordes. Hierdie Knights of Malta is 'n militêre orde. Hy word gelei deur die Black Pope. En dan is daar nog 'n Grey Pope ook. Daai ouens is heeltemal gek. Maar die beste van alles is, hulle spreek die World Council of Churches toe, en hierdie klomp protestante kerke het hulle gaan affilieer by hierdie World Council of Churches. En dit wil sê, hulle is dus onder die invloed van die Vatikaan en hierdie agenda wat teen ons geproklameer en uitgevoer gaan word. En ons gaan dit baie duidelik sien hierdie jaar wat kom. Die nuwe climate agenda sal in Suid-Afrika baie mooi uitgevoer word. Moeder Gaia, die aarde, gaan ons aanbid, deurdat ons wonderlike wette gaan invoer, om jou lewe aan bande te lê, en weet jy wat? Jou kerk gaan vir jou sê dit hoort so. So as jy nie nou al wakker skrik nie, weet ek nie wanneer gaan jy wakker skrik nie. Ja, hier sê hy, Pope Francis wants World Council of Churches assembly that strengthens bonds between churches. Dit is waaroor dit gaan. Hy wil 'n verenigde geloof skep. En nie net tussen kerke nie, tussen verskillende gelowe ook. Hier sê hy, Christians must have common witness to the gospel, to address injustice and division in the world. So dis eintlik 'n politieke agenda. Also among religions and cultures and people, en natuurlik races. Dit is waarmee hulle besig is. Dit is 'n absolute politieke agenda, met die Bybel niks uit te waai nie. Pope Francis, this may be the time to consider a universal basic wage. So dit is waarmee hulle, hierdie grants wat hulle nou begin het met die swartes, die R350. Hulle gaan dit bietjie opstoot, hulle gaan jou salaris wegvat, hulle gaan jou pensioen wegvat, en almal sal 'n universal basic income kry. Dit is waarin ons op pad is. Jou salaris is weg. Dit is waarin hulle op pad is. Jy moet maar mooi gaan kyk waarmee is hulle besig. Jy wat jou mooi kar ry en dink jy's honkie-dorie. Ek het vir jou 'n helse surprise, my ou maat. The Pope's 10 commandments on climate change. Waarmee is hierdie ou besig? En dit is 'n ou wat die World Council of Churches toespreek. Hy's besig met sy agenda. Hierdie 10 commandments het hulle gaan skryf of ontvang of gesing oor daar op die berg Sinai. Daar waar Moses die 10 commandments gekry het by God, daar die Pope sy nuwe 10 commandments gaan neersit oor climate change. En jou kerk en jou predikant sal heel moontlik in luister wanneer die Pope gesels. Dis die probleem. Pope en Christianity, Islam share common commitment to good life. Menende, eintlik is ons en hulle gelyk. Hulle het nie, ons is nie meer spesiaal as hulle nie. Jesus is ook nie meer spesiaal nie. Daar is nie net een weg in waarheid in die lewe nie.
Daar's baie paaie wat na Rome toe lei. En dis waarmee hulle besig wees. In jou kerke, die kerke, ons gereformeerde kerke, ons protestante kerke sit met dit. Kyk hierdie agenda. Pope Francis made an impassioned call on Friday to protect migrants. Daar is sy. Die hele moslim invloei en Afrikaane invloei in Europa om die blanke ras, die blanke nasies daar heeltemal te vernietig. Hulle geloof, die bietjie wat hulle het nog weg te vat, hulle kultuur weg te vat, hulle land in 'n gemors en 'n ashoop te verander. Wel, die Pope sê dis 'n wonderlike ding. Hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Nou ja, ek moet vir julle lesings doen oor die paus in die Vatikaan, vir die wat belangstel, dat maar weet, anders los ek het, dan doen ek het met my groepe, maar het is baie duidelik dat daar 'n agenda is en 'n hidden hand.